Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus en dankie dat ek weer vanoggend in God se woord saam met julle kan gaan en ja, dis 'n voorreg eintlik dat ons nog steeds God se woord het in ons lewens, in ons huise en maar is soos enigiets, nê, as ons dit nie gebruik nie, dan hoekom het ons dit? Dan gaan God daai gawe wat hy vir jou wil gee vir iemand anders gee. Ek is verseker daarvan. So kom ons gebruik God se woord, kom ons studeer God se woord, kom ons gaan in God se woord toe, kom ons gaan deel dit. Veral in 'n tyd soos hierdie waar in Suid-Afrika op die oomblik is daar baie vrees van die mense versprei oor 30 Junie en dis wat gaan gebeur en dis wat ons gaan doen en dis wat daai mense gaan doen en alles. En dan begin ons in daai vrees lewe, want dis wat die wêreld wil hê. Solank as wat jy in vrees lewe, het die wêreld hou vas op jou. Maar ek het 'n paar weke terug in ons kerk bedien oor die feit dat ja, ons mag vrees, maar waarna toe hardloop ons as ons vrees? En dit is daar wat die woord van die Here wat Dawid geskryf het, God is my toevlug en my sterkte. In die Psalms skryf Dawid daarvan en weet vandag wil ek ook net begin, want ek wil graag volgende week verder gaan met hierdie, so as jy kan, koop die tyd uit, kom kerk toe, kom saam met ons vandag, in ons kerk het ons 'n familiedag, waar ons net by mekaar kom en ons connect met mekaar, ons praat met mekaar, ons kyk na mekaar en ons sê, hoe gaan dit met jou? Nie daai superficial, hoe gaan dit met jou en dan gaan ons weer verder aan nie, maar vandag, elke 2-3 maande, dan het ons so familiedag in die kerk en ek moedig julle aan om in te skakel by ons en saam met ons te kom fellowship, saam met ons te kom worship maar vandag praat ons bietjie oor iets wat ons baie sing in ons kerke, nê. Retief Burger het daai awesome liedjie wat hy sê, kom Heilige Gees, kom Heilige Gees. En ons praat met die uitstorting van die Heilige Gees en daai tyd van die jaar, dan praat ons oor die Heilige Gees moet kom en ons vul weer eens maar wat beteken dit eintlik en weet ons waarvan ons vra? Engelse mense het daai in hulle liedjies ook om te sê, come Holy Spirit and change me. Maar verwag ons dit regtig? En ek wil graag hierdie inleiding bring vir volgende week en as ons kyk na Esegiel 36 en hy sê vir ons daarvan 25 af en hierdie boodskap is vir jou, vir my en vir jou bedoel op 'n tyd soos hierdie in begin van, dis 'n nuwe seisoen, die son het gedraai verlede week maandag, die aarde het gedraai en ons besig om nou terug te beweeg in die somer in. En vir my, ek like die winter niks nie. Maar ek weet, dis 'n seisoen in God se lewe wat hy wil hê ons moet deurgaan, sodat daai nuwe bloeisels kan uitkom, sodat dit wat nie daar moet wees hier, die kimme en daai goedjies, die goed wat ons weghou van God moet doodgaan in 'n tyd soos hierdie. En ek lees vandag Esegiel 36 en daar vanaf vers 25 en ek weet baie van julle gaan sê hierdie is so bekende vers, ons ken hom maar luister, maak jou harte oop en luister na wat God wil met ons deel vandag en hy sê dan sal God hy sê en ek in 24, kom ons begin daar 24, hy sê ek God sal julle uit die nasies gaan haal en julle uit al die lande by mekaar laat kom en ek God sal julle in julle land bring. Ja, die mense sal sê, dis vir Israel, dis vir God se volk, maar vandag die boodskap wat God vir jou wil hê is, ek kom haal jou. Ek het jou nodig, daar waar jy jouself vind, daar waar jy alleen is, daar waar jy weg van jou mense is. En dis wat gebeur as die wêreld vir jou sê, dis okay om by die huis te sit en kerk aanlyn te kyk. Dis okay om dit te doen, want is lekker en is gemaklik en ek trek nie eens my pyjamas uit nie. Ek sit daar so met my koppie koffie in die hand en onder die warm komberse, want is koud daar buite maar you distance yourself from your family, from your friends, from the fellowship. Jy maak seker en die wêreld maak seker dat hulle daai klein gaping tussen jou en die kerk. En jy sê ja, maar ek het nie die kerk nodig nie. Nee, dit gaan nie oor die kerk nie. Dit gaan oor daai fellowship wat ons by mekaar kom en ons loof en prys die Here.
En dis wat die Here vir jou sê, vir my sê vandag, hy sê, moenie val vir dit nie. Sê vir jou, ek het jou kom haal, God kom haal jou vandag, op 'n dag soos vandag, voordat ons oorskakel in die 1 Julie, in die laaste helfte van die jaar, God kom haal jou uit jou plek uit, en hy sê vir jou, hy nooi jou uit, maar in hierdie geval het hy jou fisies gaan haal, en dis wat God vir jou sê vandag, ek kom haal jou vandag, en ek wil jou uithaal, uit waar jy jouself alleen vind, uit waar jy nie behoort nie, uit waar jy jouself, dalk is jy alleen, jy voel alleen, en ja, jy dalk die wêreldse skatte, maar in jou hart, in jou gees weet jy is alleen. Dis daar waar God jou vandag wil kom haal, en hy bring jou nader toe, hy bring jou na jou land toe. Wat is jou land? Jou geestelike broertjies en sissies, jou geestelike pappa. Dis waarna toe God jou bring, om te sê, dat jy daar belangrik is, dat jy daar inpas, dat jy jou talente en jou gawes daar sal gebruik om God te verheerlik. En dan kan ons mekaar aanmoedig en bemoedig, en vir mekaar sê, just keep going, we've got this. Ons is saam met jou, ons stap saam met jou in hierdie pad in. En hy sê, dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word van al julle onreinhede en van al julle drekgode sal ek julle reinig. Dis wat God vir jou en vir my sê vandag. Hy sê, nommer 1, kom uit daar waar jy jouself vind. Nommer 2, dan sal ek jou skoon was. En ja, jy dink vandag dalk, ja, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. Ek doen niks verkeerd nie, maar binne in jou weet jy, dat die dinge waarmee jy besig was, is teenstrydig met God se woord, is teenstrydig met 'n verhouding met God, met 'n verhouding, en dis hoekom jy jouself distansieer van die kerkas, want jy weet, jy voel skuldig, as jy daar instap, dan is dit asof mense na jou kyk, en hulle sien alles, en ek beloof nou vir jou, dit is nie so nie. God sien alles. Ons as mense wil jou net omvou met liefde. Ons as mense wil jou net terugwelkom in die huis van die Here in, om te sê, ons is lief vir jou, ons het jou gemis, kom stap nou weer saam met ons. Maar dit is daar wat die Here vir jou sê, hy wil jou skoon was. Hy kan dit uitgiet, jy kan hy stort aansit, maar as jy nie onder hy water instap nie, en toelaat dat God se gees jou skoon was nie, beteken dit niks nie. So dis nommer 1, hy roep jou uit, nommer 2, hy wil jou skoon was, en nommer 3, wat sê hy, en ek sal julle 'n nuwe hart gee. So hy haal jou uit daar waar jy is, waar jy dink jy doen alles wat goed is, ja, waar jy dink jy doen goeie werke, en jou goeie werke gaan jou in die hemel inkry, waar jy jouself heeltemal elke keer dan sê vir jouself, ja, maar dit was nie so bad nie, nee, dit was nie so bad, dit wat ek daar en daai persoon gedoen het, was nie so bad nie, maar ek sal volgende keer harder probeer, ek sal volgende keer meer moeite insit, ek sal volgende keer, dalk het jy nie 'n volgende keer nie, dalk, maar dis wat die Here vir jou sê, hy trek jou uit, hy nooi jou terug na die huis van die Here toe, hy wil hê jy moet weer skoon gewas word, hy wil dan jou hart wat jy verhard het oor jare wat jy daai pyn dra, jare wat jy daai skuldgevoelens dra, jare wat jy daai onvergifnis dra, hy wil daai hart van jou uithaal, en hy wil vir jou sê, ek is lief vir jou my kind, ek wil my hart binne in jou hart plaas, God wil sy hart binne in jou hart plaas, hy sê ons daar vir ons, nee, en ek sal julle 'n nuwe hart gee, en 'n nuwe gees in julle binneste gee, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem, en julle 'n hart van vlees gee, en ek sal my gees in julle binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel, en my verordeninge onderhou en doen, en julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle weer 'n God wees.
Dis 'n eenvoudige boodskap en dis wat God so amazing maak. Ek meen die feit dat hy hemel en aarde geskaap het, die feit dat hy vir jou in sy beeld geskaap het, die feit dat hy vandag vir jou roep op jou naam en hy sê vir jou, ek wil eintlik jou daar uithaal waar jy jouself vind, bring jou terug na die huis van die Here toe, was jou skoon, haal uit daai kliphart van hom, plaas sy hart binne in jou. Hoe doen hy dit? Deur sy gees in jou in te plaas, sodat jy in sy verordeninge, in sy lewe, in sy liefde begin wandel. En dan sal jy die wonderwerke sien wat God binne in jou geplaas het. Dan sal ons dit sien realiseer. En dit sal mense se lewens aanraak. Wat 'n wonderlike belofte is dit, nê? Maar daai klein bietjie daar waar ons geëindig het en ons sal dit volgende week weer optel. Kom kerk toe, ek nooi julle. En ek sê vir julle daar waar God sy gees in jou plaas. Dis daar waar ons wat in die kerk is en ons sing dit baie keer en sê ons kom Heilige Gees. Ons sê dit, kom Heilige Gees. Maar wat bedoel ons eintlik? En is ons reg? Is ons reg om te ontvang dit waarvoor ons vra, nê? En ek los dit daar vir ons vandag, maar gaan mediteer hierdie week daarop, hierdie paar verse. Ja, jy doen jou Bybelstudie en alles, maar ek nooi jou uit vandag om te sê Esegiel 36. Lees dit, plaas jouself in daai situasie in en sê, Here, U het my geroep, op my naam het U my geroep. Wat moet ek doen? Want ongelukkig moet jy iets doen. Nou, God het jou uitgehaal, maar dis jy wat saam met hom moet stap. Dis jy wat daai uitnodiging moet aanvaar om saam te kom na die bruiloft toe. En ek los julle daarin. Maar ek nooi julle uit asseblief, kom saam met ons, kom geniet die Here saam met ons, kom geniet jou boeties en sissies weer, kom terug na die huis van die Here toe, sodat God jou kan verander en laat toe dat God jou kan verander in die mens wat God wil hê jy moet wees. Mag jy 'n geseënde dag en 'n geseënde week hê en as die Here se wil is, praat ons weer volgende week. Ons is lief vir julle, kom join ons, enige tyd, reik uit na ons toe. Ons is daar om saam met julle in te tree en toe te laat dat God ons lei. In Jesus naam. Amen.